Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra. Kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? En ons vorder fliks nou, want ons gaan nou na Lukas 24, die laaste hoofstuk. Dit het vir ons baie lank geneem, meer as 'n jaar, om te kom waar ons nou hier is. So wil jy asseblief jou Bybel oopmaak. Ek hoop jy het hom gebring. Gaan jy saam met my lees hier in Lukas 24. Vanaf die eerste vers sal jy dit doen. Kom ons lees saam. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in wit klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was? Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue wat saam met hulle dit aan die apostels vertel het. En hul woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk. En hulle het hul nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê. En hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Vader, sal U vandag hierdie kosbare woord in ons harte ryklik seën, in Jesus naam. Amen. So waarom soek julle die lewende by die dooies? Moes nogal hulle geskok het. Dit was Dr. John Stott, 'n bekende skrywer en kommentator van die Bybel. Hy het eendag hierdie woorde gesê, en ek kan dit net vrylik vertaal. Hy het gesê dat die Christelikheid, ons Christelike godsdienst dan nou, die Christelikheid, is in sy diepste essensie 'n opstandingsgodsdienst. Want ek bedoel, as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het, was ons nie volgend hier nie. Dan was dit mos nou nodeloos. Dit sou ons nou geen rede gewees het waarom ek en jy sou saamkom as Jesus nie die dood uit opgestaan het. So wat die Christelike godsdienst anders maak as alle ander godsdienste op aarde. Die stigterslid van elkeen van die godsdienste is almal dood. Maar Jesus lewe. Dis wat dit anders maak. Anders as enige ander godsdienst op aarde. En dit is dat die een wat sondeloos was, wat gekruisig was, wat die wêreld se sonde op hom geneem het, geen sonde van sy eie gehad het. Hy het uit die dood uit opgestaan. Geen ander godsdienst kan dit sê nie. So hoekom sal ek en jy iets anders wil aanhang
waar die persoon dood is en vir my niks kan doen nie. Maar Jesus, die lewe. En die Bybel sê, en hy het op die 40ste dag opgevaar na die hemel, na die doodheid opgestaan het, permanent, waar hy tot nou toe aan die regterhand van God die Vader is, van waar hy sal kom te oordeel die lewende en die dode. So, waarom soek julle die lewende by die dooies? En ek wil jou vanoggend op 'n pad neem, om vir jou net te wys, wat het alles gebeur ten eerste, op daai eerste dag, die opstandingsdag. Ek wil jou met 'n rit deur die 4 evangelies neem, en kom ons gaan kyk net kronologies. As ek en jy kon 'n kronologiese lyn maak, en sê, wie was eerste by die graf, en wie was teenwoordig daai laaste byeenkoms op die eerste dag van die week, want onthou, Jesus het opgestaan op 'n Sondag, die eerste dag van die week. Dis hoekom die kerk Sondag by mekaar kom, nie op 'n ander dag van die week nie. Die kerk van die Here Jesus kom by mekaar op die eerste dag van die week, wêreldwyd. Dis hoekom ons op 'n Sondag by mekaar kom. Maandag is nie die eerste dag nie, Maandag is die tweede dag, Sondag is die eerste dag, Saterdag is die 7de en die laaste dag. So vriende, op grond hiervan, wat die opstanding van Jesus betref, wat beteken dit? Wat hou dit in? So voordat ek vir jou wys wie na hom gekyk het en wat het alles gebeur, hoor net hier, wat sê Paulus rondom hierdie aangeleentheid wat die Here vir hom gewys het. En dit is in Romeine, hoofstuk 1 vers 4. En na die gees van heiligheid met krag verklaar is, die seun van God, dis die seun van Dawid, die seun wat gebore is, as die seun van God, deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. So die Bybel sê, God het met krag verklaar, dat hy die seun van God is, deur hom op te wek uit die dood uit. So in ander woorde, dit bevestig, dat die een wat gesterf het, is die seun van God. Want geen ander het al opgestaan wat dood was, en leef nog steeds deur al die eeue heen nie, en al die millenniums, net hy en hy alleen. Die tweede ding wat duidelik daar voorkom, as jy omblaai, net 2 blaaie verder in Romeine 4, is dit verskriklik aangrypend wat die opstanding vir ons almal inhou. Hier staan in vers 24 en 25, ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dode opgewek het. Maar kyk wat is die effek daarvan. Ons glo in hom, Vader God, wat Jesus uit die dode opgewek het, en nou staan daar in vers 25, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade. Hy is gekruisig ter wille van ons sondes en ons oortredinge, en opgewek 3 dae later ter wille van ons regverdigmaking. So Jesus het gesterwe vir ons sondes, maar daai selfde Jesus het uit die dood uit opgestaan, sodat ons almal reg voor God kan wees. Sy geregtigheid word ons toegereken. Dis hoekom die Bybel praat in die Nuwe Testament van toegerekende geregtigheid. Ek het nie geregtigheid van my eie nie, my geregtigheid is in Christus. In ander woorde, Jesus Christus is ons regverdigmaking. Hy is ons geregtigheid voor God. So hier's die wonder van die saak, dat toe Jesus aan die kruis gesterf het, was nie alles verlore nie. Maar dit is nie hoe die disippels dit beleef het nie. Dis nou baie aangrypend, dat die ander ding wat vir Paulus baie diep geraak het is, as dit is, en dit is so, dat hierdie Jesus, wie die seun van God is, dat hy vir ons gesterf het aan die kruis, vir ons sondes, ons oortredinge, dat hy opgewek is 3 dae later, sodat ons voor God kan geregverdig word, het hy nuus vir die hele wêreld, nie net vir hulle wat geregverdig is nie, want hy sê in Handelinge, hoofstuk 17, vers 30 en in vers 31, hy sê, God het die tye van onkunde oorgesien, dat mense nie weet wat gaan aan nie. Mense ken nie die Bybel nie, weet nie wat gaan in die woord aan nie. En hy verkondig aan al die mense oral en moet hulle nou bekeer. So die boodskap van die Bybel is, jy moet jou bekeer. Hoekom? Hoor nou vers 31.
Omdat God 'n dag bepaal het. Jou vriende, ek wil vir julle iets sê. Daar was 'n dag toe hy gekruisig is. Daar was 'n dag toe hy die dood uit opgestaan het. Maar nou wag daar nog 'n dag. Dis 'n ander dag. Hy het nog nie gekom nie. Paulus sê, die dag wat God bepaal het, waarop hy die wêreld, die hele mensdom, in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het. God die Vader het 'n man aangestel deur wie hy die ganse wêreld gaan oordeel. En daai man, sê vers 31, hy het sekerheid gegee aan ons almal dat hy gaan die hele wêreld eendag oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, deur hom, Jesus, uit die dode op te wek. Daar's jou antwoord. Die een wat gesterf het vir die wêreld se sondes, God gee dit in sy hande, hy wat op die derde dag opgestaan het vir hulle wat glo, sodat hulle sondes vergewe kan word, sal almal oordeel wat ook nie geglo het nie, want hy is die een wat aangestel is. Hoekom het jy nie geglo nie? Hoekom het jy nie jou sonde bely nie? Wat het jy met die evangelie gemaak? So die Bybel sê, die een wat gesterf het aan die ou ruwe kruis, wat op die derde dag opgestaan het uit die doodheid, God het hom regter gemaak van die ganse wêreld. Dit beteken, elke mens sal eendag voor hom moet kom staan en verantwoording doen. Wat het hulle met die evangelie gemaak? God het hom bepaal en hom aangestel as die een wat dit sou doen. So, die opstanding van Jesus vorm dus die hart van die evangelie. Want wat help die woord, as jy nou gaan na 1 Korintiërs 15 byvoorbeeld, dan sal hy sê, Paulus sal sê, dat dit wat ek aan julle verkondig het, die boodskap, waarin julle staan, wat julle ook aangeneem het, en dit is dat, waar julle gered word, as julle daaraan vashou. So hy sê, ek het vir julle boodskap gebring, jy staan daarin, jy word gered, as jy daaraan vashou, en wat is dit? Dan sê hy 3 dinge. Ten eerste, dat Jesus Christus, volgens die skrifte, vir ons sondes gesterf het, hy is gekruisig. Tweedens, hy is begrawe. Derdens, hy het die doodheid opgestaan. Nou is die vraag, so wat het daai dag gebeur, toe hy uit die doodheid opgestaan het? Want, is die hele boek Handelinge in ons Bybel, dan nie die getuigskrif van die getuies van die apostels van die Here, ek bedoel, Handelinge beteken mos my handelinge, die dinge wat ek doen, ek handel, ek doen iets. So, die boek Handelinge se naam is Handelinge. In ander woorde, wat het hulle gedoen? Hoe het hulle opgetree? En nou wil ek iets sê, wat hulle hele lewe verander het, is hulle het almal die lewende Here Jesus Christus gesien. Dit het alles verander. As dit nie daarvoor was nie, dan was dit 'n totale nodelose saak. Maar nou is my vraag, hulle in die Bybel sê in Handelinge 1, hy het vir 40 dae aan hulle verskyn en gespreek oor die koninkryk van God. So het hulle baie dinge geleer. En hulle was ook maar hardhorend en hart van hart. En dis kom die Here vir Paulus 'n baie besondere bediening gegee het en hom verskyn het en hom hemel toe geneem het en die Here baie dinge vir Paulus geleer het as 'n ontydig gebore apostel. Maar hier is my groot vraag. Wat ek wil weet is, wat het daai opstandingsmôre gebeur volgens die Bybel? Want ek het nou gelees dat die vroue in Lukas 24, is nogal interessant dat dit 'n vrou is, nê? 'n Vrou het aan ons saligmaker geboorte geskenk. Nie 'n man nie. 'n Vrou. En dit was 'n vrou wat eerste by die graf was, wat die opgestane Here gesien het. Die ding is net dat die laaste vers van 23 sê, hulle het gaan speserye en salf berei vir die Sabbatdag, en vroeg in die môre was hulle daar met die speserye wat hulle gebring het en toeberei het, want hulle wil Jesus 'n ordentlike begrafnis gee, want hy was inderhaas begrawe deur Nikodemus en Josef. En hulle wil dit 'n ordentlike begrafnis maak en hom balsam en alles mooi maak en vir hulle Here. So, hulle kom met daai verwagting by die graf. So ek het 'n vraag, het enige iemand verwag dat Jesus uit die doodheid sou opstaan? Nie een van die apostels sê, maar daar was nie een by die graf.
Nie een van die vroue het gekom met die verwagting dat die graf is oop nie. Hulle het geweet die steen is toe, daar is 'n wag, en hulle het verwag dat hy sal toe wees. Hulle gaan die soldate vra of die mense daar maak oop, ons wil hom 'n ordentlike begrafnis gee, en omdat hierdie speserye wat ons gebring het, wil ons hom salf. So nou is my vraag, het die vroue dit verwag? Die antwoord is nee. Vers 56 van hoofstuk 23, hulle het gaan salf koop. Vers 1 van 24, hulle bring al die speserye, hier kom hulle met alles aangedra. Hulle gaan hom nou ordentlik behandel. En die apostels, nie een van hulle was daar nie. En toe die vrouens by hulle kom, en een van die vroue vir hulle vertel wat het gebeur, en die ander, toe sê die Bybel vers 11, hulle sê, dis onsinnige praatjies, man, julle praat 'n klomp nonsens, julle hallusineer, julle verbeel julle, daar bestaan nie so iets nie. So die Bybel sê, hulle het hulle nie geglo nie, maar soos die dag aanloop, toe kom die verslag in. En ek gaan nou vir jou wys, wat was die verslag? Wat daai eerste dag, toe ons Here uit die doodheid opgestaan het, hoe daai verslag in die Bybel aan ons bekend gestel is. Die eerste ding is, in Markus 16, lees ons daar, en dis nou die laaste hoofstuk, in vers 9, daar staan, en hy het opgestaan vroeg, hy het op die eerste dag van die week, hy het eers verskyn aan Maria Magdalene, uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. So wie het Jesus heel eerste gesien? 'n vrou. Wat 'n ene? Maria. Wat 'n Maria? Maria Magdalena, wat uit wie hy 7 duiwels uitgedryf het. Sy was heel eerste om Jesus te sien. Die tweede wat hom aanskou het, sien ons in Matteus 28 vers 5 en in vers 6 lees ons, daar staan, maar die engel antwoord vir die vroue, moenie vrees nie, hy's nie hier uit opstaan, kom kyk die plek waar hulle die Here neergelê het. En dan lees ons in vers 9 en vers 10, terwyl hy op weg was om die disippels te gaan vertel, hulle klaar met die engele gepraat, nou vat hulle die pad, hulle weet waar die apostels bly, en hulle sê, ons moet by hulle uitkom, ons moet hulle vertel wat het gebeur. Die engele sê, ons het gekyk, die graf is leeg, hier is opgestaan. En terwyl hulle op pad is, na die apostel toe, sê Matteus 28 vers 9, word hulle onderbreek, Jesus kom hulle met een steen, en hy sê, wees gegroet. En toe Jesus hierdie klomp vroue groet, hulle kom nader, hulle gryp sy voete, en hulle aanbid hom. 'n klomp vroue val voor hom neer, en hulle aanbid hom, want dis mense wat naby die tuingraf was, daar was nie 'n apostel in sig gewees nie. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie, hy sê, maar gaan heen, vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan, hulle sal my daar sien. Gegee net vir hulle boodskap sê, ek bespreek hulle in Galilea. En natuurlik, so behalwe Maria, behalwe daai klomp vroue, het daar nog iets gebeur. Ons lees in Matteus 24, dat van die disippels het gegaan na 'n plek toe met die naam van Emmaus, dis vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 8 myl van Jerusalem. Ek praat van so omtrent so 14, 15 kilometer, 13, 12, 14 kilometer. So is maar net oor die 10 kilometer wat hulle moet loop. En met die naam van Emmaus, en terwyl hulle met mekaar praat, toe verskyn Jesus, maar hy is versluier, hulle herken nie Jesus nie, hy het homself weerhou. En hy loop en hy praat met hulle, en hulle kom toe by die plek om te, want dit raak mos nou laat, is al amper donker, hulle kom by 'n plek wat hulle oornag, hulle sê vir die Here, hulle sê vir hom, ag maar, wil jy nie saam met ons kom eet nie? En hy sê nee, ek moet aangaan, hulle sê nee, ag asseblief, kom eet nou saam met ons. Hulle gaan sit om 'n tafel, en ek sal nou later op praat by 'n ander geleentheid, dat hulle so gaan sit om te eet, vat Jesus die brood, en as 'n gas sê hulle maar, jy kan die brood breek, en die Bybel sê, hy vat die brood met sy hande, en toe hy so die hande dit breek, toe sien hulle die merke van die spykers, want die Bybel sê, toe hulle sy hande sien en hy breek dit oop, toe herken hulle hom, en toe sy weg. In 1 sekond verdwyn Jesus. En daai 2 vat die pad, hulle besluit, ons bly nie hier nie. En nou moet hulle terug, dis nou 10 kilometer terug, moet hulle kom in Jerusalem. Nou vat hulle die pad, dis nou 2 manne, vir die eerste keer het ons nou manne, en hierdie 2 manne vat die pad, maar terwyl hulle die pad vat, gebeur daar nog iets. Simon Petrus, all by his lonely self,
sonder dat hy nou met al die ander apostels is, terwyl hy heeltemal enig by sy eie is, gebeur daar iets. By die tyd toe daai twee manne by die apostels aangestorm kom, toe hulle kom, vers 33, hulle kom in dieselfde uur na Jerusalem. Nou, ek bedoel, dieselfde uur 10 kilometer, dan moet jy lekker wikkel, né? Maar ek bedoel, hoe ver loop jy as jy loop? Hoe ver stap 'n gewone mens per kilometer? Hulle gaan almal vir jou sê 10 minute per kilometer. Nou as dit 10 kilometer is, dan is dit 'n uur en 'n half. Nou dieselfde uur, daai manne het gehol. Hulle het nie net geloop nie, hulle het die pad gevat. Jy sien net klere wapper en hulle hardloop. Hulle wil by die apostels kom. En toe hulle daar aankom, toe vind hulle die groep wat bymekaar is wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon, aan Petrus verskyn. Dit was alleen. Want jy sien, Paulus het van dit gehoor. Hy het mos vir Petrus gaan kuier na sy bekering in Jerusalem. En Jakobus en Johannes hulle. En daar staan in 1 Korintiërs 15, hy het verskyn, vers 5, aan Sefas, daarna aan die 12, aan die groep. So hier is die interessante ding. Simon Petrus het daai opstandingsdag sy eie ontmoeting met Jesus Christus gehad. Waarom? Why? Want hy het Jesus verloon. Hy wat Simon Petrus is. Hy wat die hoofapostel is, het 3 dae van tevore gesê, ek sweer, ek ken nie daai man nie. Daar was 'n dag in sy lewe wat hy Jesus Christus verloon het. En Jesus weet, want die Bybel sê, hy het bitterlik geween. Sy hart was stikkend oor wat hy gedoen het. En hy het die Here diep om vergifnis gevra. Maar daar moes 'n afspraak met Jesus wees. Die ding moet reggestel word. Voordat hy aan Jesus, aan Simon Petrus, Jesus, voor al die apostels verskyn, want almal van hulle weet wat het Petrus gedoen. En hy het 'n alleen afspraak met Petrus. En natuurlik, jy kan maar net dink wat het gebeur met daai alleen afspraak, iewers deur die loop van die dag, heel waarskynlik laatmiddag, want die aand het hy aan hulle almal verskyn. So iewers te laatmiddag het Jesus in een oomblik se tyd aan Petrus alleen verskyn. Iewers waar Petrus seker gaan bid het in sy eie, ek weet nie of hy van 'n plek gesoek het in 'n boom, in 'n tuin, iewerste, want hy het al hierdie boodskappe wat inkom. Eers is dit hierdie Maria wat vertel, Maria Magdalena het hom gesien, toe kom hierdie klomp vroue by ons aan, en hy het gehardloop na die graf, toe die graf was leeg, hy en Johannes, so daar was nie 'n Jesus nie, en het iemand hom gesteel, wat het van sy liggaam geword, en hy het hierdie geweldige worsteling in homself, maar hy weet ook wat hy gedoen het, en Jesus kom hom tegemoet, en hy het 'n privaat afspraak met Petrus alleen. En by daai geleentheid glo ek met my hele hart dat Petrus hom baie diep om vergifnis sou vra. Want die enigste rede waarom hy aan Petrus sou verskyn, is as gevolg van wat Petrus gedoen het. En ek wil ook net vir jou sê, daar kom 'n tyd, wat jy nie met jou vrou, nie met jou man, nie met jou kind, nie met jou familie, waar jy alleen met die Here is, en is net jy, sodat jy met hom die lewe kan uitsorteer. Niks met jou familie te doen, niks met jou vriende te doen, niks met kollegas te doen. It's just you and Jesus. En elke mens behoort so afspraak met die Here te hê, waar die Here met jou praat, en jy met die Here praat, nie deur iemand anders nie, waar jy jou eie afspraak met die Here het. We all need it. En soms, as ek droog gemaak het, of ek het iewers tekort geskiet, dan weet ek het nodig om by die Here te wees. My hart oop te maak, sê Here, asseblief,
wees my genadig, vergewe my, U ken my, U weet wie ek is, ken my hart. Hy ken ons swakhede, hy ken ons tekortkominge. En dis nie al nie, en terwyl hulle nog praat, sien ons in Lukas 24, terwyl hulle nog praat, sou ons later sien in 24, toe verskyn Jesus aan hulle, aan die groep, want hierdie twee maasgangers kom ingehardloop, hulle sê, ons het die Here gesien, toe hy die brood breek, toe sien ons die merk in sy hande, hy leef werklik waar, en hulle sê, ja, dis ou nuus, hier sit Petrus, wat hy vir julle vertel, hy het ook die Here gesien. Petrus vertel vir hulle, hy sê, ja, ek het hom ook gesien. En die Bybel sê, terwyl hulle almal met hierdie gesprek besig was, toe verskyn Jesus in 'n oomblikse tyd, vers 37, toe is hulle verskrik en bang, en Jesus in hulle midde, en hulle meen, dat hulle 'n gees sien. Hulle is geskok. Johannes 20 vertel vir ons, terwyl hulle so hierdie byeenkoms het, die volgende oomblik, toe staan Jesus in hulle midde, en Thomas was nie daar nie. Hy het daai kerkdiens gemis. En ek wil net vir jou sê, jy moenie volgende Sondagoggend die kerkdiens mis nie, miskien is Jesus nie. Nee, maar nie vir die mense seker het gesê, net as dit nie so nie. Maar in elk geval, het jy geweet dat Jesus het hulle almal verras, volgens 1 Korintiërs 15, daarna, ek sou nou 'n insident vertel wat het gebeur, maar hoor hierdie ding. So hier is hulle almal by mekaar, en almal vertel, Petrus sê, nee, ek het hom gesien. En wat die vrouens het ons vertel, en die twee maasgangers sê, ja, maar ons het hom ook gesien. En uitwerklik, en hulle is almal in hierdie verwondering, en almal is so geskok en verbaas. En die volgende oomblik, toe sê Jesus, vrede vir julle, en hy staan hier in hulle midde, met toegesluite deure. En die Bybel sê, hulle skrik hulle indus nervus in. Die Bybel sê, hulle sien 'n gees, 'n spook of 'n ding. En hulle is so geskok. En toe nog nie kon glo nie, Jesus sê, man, kerels, sit, raak nou kalm. Hy sê, het julle vir iets om te eet? Ek moet uit lanklaas geëet. 3 dae is verby. En nog die dag van sy lyding, soos 4 dae verby. Ek bedoel, hy het 4 dae laas iets geëet. En hy sê, kerels, het julle iets om te eet hierso? En hulle sê, ja, Here, hier's 'n stuk heuningkoek, en hier's vis, en wat ook al. Kom ons eet dit. En Jesus sê, gee dit hierso, want ek het 'n bietjie eet. Hy sê, nou kom, vat hier aan my. Hy sê, manne, hier's ek nou. En hulle sê almal, wat? Hy was dood. Hy was gekruisig. Hy was verniel. Ons het gesien hoe sterf hy. Van hulle, Johannes het gehoor toe hy sê, tetelestai. Hulle het gesien, 1 of 2 van hulle, hoe Nikodemus en Josef hom gaan begrawe. Hulle hoor van die stories. Hoe is dit moontlik? Hulle het hierdie verwondering. En natuurlik, Jesus het nou 'n probleem. Ek sou dit ook gehad het, as ek die Here was. Jy kan nou net dink wat 'n probleem het hy. Is julle horende doof? Wat is fout met julle? Ek bedoel, dit staan hier in Markus 16, Jesus was glad nie ingenome met hulle optrede nie. Want in Markus 16 staan daar vers 9, toe hy aan hulle verskyn het, en sy dit vir hulle vertel het hulle haar nie geglo nie, vers 11, hulle weier om Maria te glo, en die ander, wat hy verskyn het in die veld, hulle het ook geweier om hulle te glo, en nou staan daar vers 13, hulle het ook gegaan en het aan die ander vertel, maar die het hulle ook nie geglo nie, they just can't believe it. Nou sê vers 14, toe hy aan die 11 verskyn, wat aan tafel was, het hy hulle verwyd, dat hulle kwaadlik geneem, dat hulle nie geglo het, dat hulle so hard van hart is, en so ongelowig was, oor alles. Ek het dit dan vir julle gesê, hoeveel keer, wat verstaan julle nie? So, dit was 'n oomblik in Jesus se lewe, na sy opstanding, wat hy ontsteld was, en dat het hom gegrief in sy hart, en hy het verwyte gehad, van, julle het dan alles gesien wat ek gedoen het, julle het alles gehoor wat ek vir julle vertel het, julle het alles beleef vir 3,5 jaar, julle het my sien sterf, julle het my gesien begrawe word, julle het gesien die graf is leeg,
en nog steeds is julle ongelowig. Jy het nog steeds hardheid van hart. Die Bybel sê, hy het hulle verwyd. Hy het hulle kwaadlik geneem. Weens hulle hart. En natuurlik, die laaste persoon wat ek het vir jou wil noem, voor ek iets anders wil uitlig, Thomas was nie daar nie. En toe hulle hom vertel, lees ons in Johannes, ek weet nie waar was hy nie, maar hy was nie aan daar nie, en toe hulle vir hom sê, maar ons het die Here gesien. Toe sê Thomas, hy sê luister, as ek nie in sy hande die merke sien, en my vinger aansteek in my hand en sy sê, I will never believe. Ek glo nie wat julle sê nie. Hulle is like, ons het die Here gesien, Thomas. Natuurlijk, Thomas beteken ons Didymus, nee? En Didymus beteken die tweeling. Wik op twee gedagtes. Dis mos wat Thomas beteken. Die een wat wik op twee gedagtes, die tweeling. Beteken the twin, die tweeling. Hy sê, ek sal nooit glo as ek het nie met my eie oë sien nie. Presies 8 dae daarna, as ons nou die Sondag. Die volgende Sondag aand, toe sit daai klomp weer op hy selfde plek aan die bo vertrek. Nou sit en bespreek hulle alles. Dat hulle eie kerkdiens daar. Want terwyl hulle so sonder die Here hulle eie kerkdiens hou, verskyn Jesus in een oomblik in hulle midde. En die Bybel sê, en hy sê vir Thomas, Thomas, bring jou vinger. Ek het gehoor dat jy gesê het verlede week. Bring jou vinger, steek dit in my hande. Bring jou hand, steek dit in my sy. Moenie ongelowig wees nie. Wees gelowig. Moenie ongelowig wees nie. Kom nou oor dit. En hy sê, my Here en my God. En hy val voor hom neer. En Jesus sê vir hom, Thomas, omdat jy my gesien het, nou glo jy. Nou, dis mos hoe dit by jou werk. Hy sê, maar ek gaan nou vir jy iets sê. Salig is die wat nie gesien het en tog glo. En toe hy dit sê, het hy jou en my in gedagte gehad. Ons was nie daar nie. Ons was nie by die leë graf daai dag nie. Ons was nie daar toe hy aan hulle verskyn het nie. Nie aan Maria, nie aan Petrus, nie aan die 11. Ons was nie daar nie. Ek en jy was nie daar nie. Maar ons het al hulle getuienisse wat hulle gedoen het in die hele Nuwe Testament. Omdat hulle die opgestane Here gesien het, dat het hulle lewe verander. So hier is my vraag. Ek en jy sê vandag, want dit is waar dit my en jou bring. Glo jy werklik dat die Seun van God is gekruisig vir jou sondes, jou misdade en jou oortredinge, en dat hy op die 3de dag uit die doodheid opgestaan? Glo jy dit werklik met jou hart? En ek moes 'n rukkie terug met 'n vrou deel, wat geglo het en gesterf het, gesê sy het geglo, en sy is doodryk toe, en toe kom sy weer lewend, en ek gaan nie haar naam nie noem nie, baie van julle ken haar, en toe sy bykom uit die doodheid, toe laat kom die dokter my, en die dokter sê, jy weet sy was dood, hy sê ek en jy was daar toe sy dood is, ek sê ek was daar saam met jou, en sy is doodryk toe, en sy was in hierdie dienste in hierdie kerk, sy het na my geluister soos jy, en toe sy na die verkeerde plek toe, en toe sy die doodheid opstaan, en ek en die dokter was daar, 2 van ons, hy sal het getuig, kan hom nou gaan haal, hy leef nog steeds, ek kan hom nou hier laat kom staan, hy sal vir jou alles vertel, if you want to hear it out of his mouth, he'll tell you, en toe sy uit die doodheid kom, toe sê vir my, hoorie, sy soek jou dringend, en sy sê, maar hoe is dit moontlik? Ek was in die verkeerde plek, en jy het gesê, as ek dood is, gaan ek paradys toe, ek gaan na die Here toe, toe sê ek, by jou, as die kopstorie nooit in jou hart nie, ek sê, jy dink omdat jy 'n diens bygewoon het, en jy lees dit in die Bybel, toe sê ek, is dit in jou hart? Het jy waar, en net daar, toe maak jy 'n saak met God reg. Net daar. Ek vra nie, is dit 'n intellektuele ding by jou, jy het 'n versie gelees in die Bybel nie. Ek vra, glo jy met jou hele hart, onvoorwaardelik,
En jy's bereid om daarvoor te sterf. Alright? Jy's bereid om vir hierdie belydenis te sterf. Dat Jesus Christus die Seun van God is. En hy vir jou in die kruis gesterf het. Is jy bereid om vir dit te sterf as dit moet? Do you really believe it? Want dan jy mos teenoor hom jou sonde bely. En as jy dit gedoen het, die opgestaane Here gevra het om my te vergewe. Nie 'n dooie Jesus nie, nie 'n gekruisigde Jesus nie, 'n lewende, opgestane, verreëse Here Jesus Christus. Het jy vir hom gevra, Here, U is gekruisig vir my misdade, U het opgestaan vir my regverdigmaking. Dit is soos, ek dink jy van die kosbaarste verse in die ganse skrif, sê ek altyd vir mense, is 2 Korintiërs 5 vers 21. God het hom wat geen sonde geken het, Jesus, sonde vir ons gemaak, my sonde op hom gesit, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis die vraag. Is dit by jou 'n hartsaak, nie 'n kopsaak? Dis die vraag. Leer dit in jou hart. Ek bedoel, hulle het die grafklere gesien, hulle het die leë graf gesien, en hulle het die opgestane Here gesien. En so by the way, 'n rukkie daarna toe kry hulle groot verrassing. Hulle kry oor die 500 mense bymekaar vir 'n diens, vir 'n kerkdiens. Nou hier by ons is nou vandag, ons is nou hier oor die 500 mense, kry hulle bymekaar in 'n diens. En toe hulle almal so bymekaar het in 'n diens, die Bybel sê in 1 Korintiërs 15, toe staan Jesus in hulle midde en hy groet hulle almal. Can you believe that? Toe is dit net 1 en 2 en 3 nie, die Bybel sê, hy het aan hulle almal verskyn, oor die 500 gelyktydig. Hier staan in 1 Korintiërs 15 vers 6, en hy verskyn aan oor die 500 broeders tegelyk, sê Paulus, daar was 'n kerkdiens, 500 manne, nie as die vrouens nie, hy sê 500 manne bymekaar, en die volgende oomblik, toe staan Jesus in hulle midde. En die Bybel sê, waarvan die meeste nog lewe, maar sommige al ontslaap het. Paulus sê, ek het met baie van hulle gepraat, van hulle sal dood, ander lewe nog. Hulle sê, hulle was daar, hulle was in daai kerkdiens, toe Jesus daar was. Woe! Jo, ek sal hom hou van so kerkdiens. So, dan kan die diens maar lank aangaan, hè. Maar worry nie oor die hoender nie. En die oond nie. Pla jou nie. Ek wil net sluit en sê, in daai 40 dae, het hy toe na daai dag, dit was alles in die opstandingsdag en toe later die diens. Alles wat ek nou vertel het in Jerusalem gebeur, nee? Alles was in Jerusalem. Alles. Die 500 broeders, al die goeders, alles het daar gebeur. Maar hier is iets interessant. En Jesus sê, julle moet terug gaan Galilea toe. Julle is Galileese manne, julle is nie van hier nie. Julle is nie van die stad nie, julle is van die platteland. Gaan terug. En toe hulle daar kom, julle almal ken die storie van Johannes 20, toe Jesus aan hulle verskyn by die see van Galilea. Hulle was 7. Die probleem by so Quintus was, die Griekse teks suggereer iets wat nie goed was van die 7. Petrus is die voorbok. Hy weet nie wat om sy lewe aan te vang nie. Die Here het ons veel gesê wat moet hulle doen, maar hy loop nog draaie. Hy sê vir hulle, ek gaan visvang. Daar's van die vertalings wat sê dat suggereer, ek gaan terug na my visvangbesigheid. Wat ek prys gegee het. Jesus is weg. En op daai oomblik, toe daai 7 van die HPC van Galilea visvang, toe staan Jesus op die strand en kyk en hy dink vir jou, Simon Petrus, vandag sort ek vir jou uit. En toe hulle so 211 van die kant af is, toe staan hy regop en Johannes skryf vir Petrus, daar staan die Here. Petrus spring in die see en hulle swem. Een visserman wat kan swem, right? Hy het nie geloop nie, okay? Hy het sy kans gehad en verbrou, right? So hy kom nie geloop by hier op die see nie, hy het sy kans gehad en verbrou. So hy spartel, kom by die Here uit.
En nou sit hulle almal daar, toe is daar 'n koolvuur en Jesus 'n paar visse daar en hy sê, nee, maar bring maar die vis julle gevang het. Kom sit die kers, kom ons eet. Toe klaar geëet het, toe staan Jesus op en hy rig hom op. En hy sê vir Petrus, het jy my lief? Waarmee is jy besig? Do you love me? Ja, natuurlik. Here, ek is lief vir u. Hy sê, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Vir die tweede keer. Dit sit baie druk op Petrus, want glo die Here hom dan nie. Hy sê, ja, Heer, ja. Ek is lief vir u, Here. Vir die derde keer, hy kyk hom so vas in sy oë. Hy sê, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Nou as jy gaan kyk, daai gesprek wat op 3 vlakke plaasgevind het, sê vir ons vandag iets. Omdat hy gevra het jy my waarlik lief die eerste keer? Het jy my waarlik lief die tweede keer? En die derde keer het hy net gevra, het jy my lief? Is te speel op woorde, agapeo en filio, wat dus beteken het. Die eerste en die tweede keer wat hy hom gevra het het jy my lief met hierdie goddelike agapeo liefde? En Jesus het in Petrus het 2 keer so flou antwoord gegee. Maar die derde keer, toe vra Jesus net vir hom, het jy my lief met filio liefde? Is dit maar net 'n vriend? Is dit 'n vriendskaplike liefde? Is jy lief vir my as 'n vriend? Toe verander Jesus sy gesprek. En toe sê Petrus vir hom, ja Here, u weet alles. En toe raak hy hartseer. Dan wil hy huil. Hoekom vra hy my 3 keer vir almal? Wat is die storie? Ek moet ek eindig. Ek gaan vir iets sê. Daar gaan 'n dag kom wat jy my so lief gaan hê. Jy jou lewe vir my gaan gee. Hulle gaan jou bring waar jy nie wil wees nie. Hulle gaan jou vasmaak. En jy sal my volg. En jy sal leer wat dit is om my te volg. Jy sal vir my jou lewe gee. Jy gaan vir my sterf eendag. Jy gaan daai plek in jou lewe bereik. En hy draai om en loop weg. En Petrus sê, Here, Jesus, wat van Johannes my pel? Jesus sê, ek praat nie oor Johannes, ek praat oor jou. Ek praat met jou. Los hom uit. As hy wil bly totdat ek kom, los hom uit. Ek praat met jou. Volg jy my. Dit was sy woorde, dit was sy finale woorde. Volg jy my. Los jy ander uit. Los jy ander uit. So, hy het opgestaan, en ek wil vandag vir jou sê, volg jy Jesus. Los jy ander uit. Wat hulle maak wat hulle wil. Maar jy, besluit jy, ek sal hom volg. Al kos dit my wat. Kom ons bid. Here Jesus, wat kan ons sê? U het verskyn, u het opgestaan. Hulle het u gesien. Hulle het gaan getuig, die hele wêreld vol. Thomas het pad gevat Indië toe. Hy was die eerste evangelis en prediker en apostel om voete in Indië te sit. En die res is geskiedenis, Here. Vandag is daar miljoene, der miljoene Indiërs wat tot bekering gekom het die afgelope 2000 jaar. Omdat Thomas Indië toe gegaan het. Die een wat gesê het, ek sal nie glo as ek dit nie sien met my eie oë. Hy het met 'n hart wat pomp van liefde die sendingveld toe gevat, al die pad Indië toe. En daar vir God iets gaan doen. In 'n goddelose bestel. Heidense land. Hy het sy eie land gelos. En hy het die wêreld ingegaan om die evangelie te neem. Paulus het die hele suide van Europa deur kruis, Klein-Asië, deur kruis met die evangelie.
Here, hier is ons vandag. Wat sal ons sê? Die woord sê, volg jy my? Glo jy? En vanmôre, Here, wil ons sê, ons glo met ons hele hart en ons bely met ons mond dat Jesus die Here is, dat hy die Seun van God is, dat hy vir my aan die kruis gesterf het, vir my oortredinge, my sondes en my misdade, en dat hy op die 3de dag opgewek is uit die dode, dat God die Vader het hom Here gemaak, hy het hom regter gemaak, hy sal die wêreld eendag oordeel, omdat hy die Seun is. En hy sê, volg jy my. Here, ek volg u met my hele hart, en ek wil u volg met my liggaam, en ek wil u volg met my hele lewe. In die naam van Jesus, Vader, help my om u seun te gehoorsaam en om elke dag te volg. En al die kinders van die Here sê, Amen. Amen.